Ontvang vandag die magtige skepingswoorde van God vir jou en maak dit in jou hart vas. Net soos by die oerskepping in Genesis 1, skep Jesus eenvoudig deur woorde uit te spreek. Ek dink nie ons kan ons voorstel wat gebeur as Jesus skepingswoorde uiter nie. Wanneer die Here Jesus gepraat het, was daar altyd 'n onweerstaanbare autoriteit. En wat kan 'n mens daarvan sê? Die 7de belofte van God, Galasiërs 5 vers 1 plus 4 tot 5. Het jy al ooit probeer om deur 'n wetsonderhouding en goeie dade en 'n mooi lewe gered te word? Het jy? Ek is egter daarvan bevry om deur wetonderhouding te probeer om gered te word. Ek hoor, ek sien en ek ervaar deur die Heilige Gees wat my Jesus se waarheid leer. Die Heilige Gees wys, sê en leer my, daar in Galasiërs 5 vers 1 plus 4 tot 5, vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Ons hoor die woorde, Jesus het ons vrygemaak om werklik vry te wees, nê? Vers 4 en 5. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word, deur die wette onderhou. Julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en ons verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. Dis presies wat daar geskrywe staan. Enige mens, dominee, pastoor, slim en geleerde manne, kan sê net wat hulle wil sê. Ek is van my sonde vrygespreek. Sondig ek nog? Natuurlik ja. Wil ek sondig? Nee, ek wil nie meer sondig nie. Maar tot hierdie tydelike tentwoning neergelê word en tot stof vergaan, sal daar sonde uit my uitkom. Sondig predikers en pastore en professors? Natuurlik ja. Wel, die Fariseërs en die Sadduseërs het presies dieselfde gedoen. Die woord sê, wees waaksaam, en bygesê, dit maak nie saak wie dit glo of nie glo nie, ek is van my sonde vrygespreek, en jy wat wedergebore is alreeds van jou sonde vrygespreek. En as God vandag na 'n wedergebore kind van hom kyk, daar in wie Christus woon, dan sien hy sy seun Jesus, en nie die ou dooie jy nie. Nee, as jy dalk twyfel, lees ook sommer Esegiel 36, 25 en 2 Korintiërs 5 en 1 Petrus 1:23 en Romeine 8 vers 1 tot 2, daar so baie plekke om op te noem. Maar lees hierdie paar verse. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God, vir wie God so lief het, dat hy sy seun gegee het om vir jou sondes te sterwe. Ja, hy het namens jou en in jou plek aan die kruis gesterwe. Ons loof en ons prys u Vader vir u grootheid, u goedheid en u liefde. Amen.